broers en susters, baie welkom by ons erediens vanoggend. My kosbare voorreg om God se woord vir jou te bring. Net is ons gaan vanoggend begin met die lied 2:9, wat so lief het God die wêreld gehad, en ons sing dit 2 keer. Dit is ons toetrede lied. Daarna gaan ek jou groet met God se seën, en dan antwoord ons net vanoggend met 2 kersliedere, lied 350 en 364, tot eer van die Here. So sing saam met my, lied 3:9. Mag dit wat ons sê, dit wat ons dink en dit wat ons doen, mag tot alles tot vir U aanneemlik wees, Here ons God en ons verlosser. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. For
wat ek vanoggend vir jou wil lees uit Jesaja 63 vers 15 tot Jesaja 64 vers 9. Ek lees dit dan vir jou so. Here in die hemel, kyk na ons uit u gewyde en pragtige woonplek. U is nie meer lief vir ons nie. Is u nie meer sterk nie. Is u nie meer bekommerd oor ons nie. Is u nie meer jammer vir ons nie. Ja, u is ons Vader. Abraham of Jakob is nie ons Vader nie. Hulle weet nie van ons nie. Here, u is ons Vader. U is nog altyd ons bevryder, dit is u naam. Here, hoekom laat u ons weggaan van u pad? Hoekom maak u ons hardkoppig sodat ons u nie dien? Kom terug na ons toe, na u dienaars, die stamme wat aan u behoort. U gewyde volk het net 'n kort tydjie in die land gewoon. Toe het ons vyande gekom en hulle het u tempel verwoes. Ons het geword soos mense oor wie u nooit regeer het nie, soos mense wat nie aan u behoort nie. U moet die hemel oopskeer en afkom, sodat die berge voor u bewe. U moet kom soos 'n vuur wat hout aan die brand steek, 'n vuur wat water laat kook. Dan sal u vyande u naam ken en die volke sal voor u bewe. Lank gelede het u wonderwerke gedoen. Ons het nie gedink u sal dit doen nie. U het afgekom en die berge het gebewe. Ons het nooit voorheen van so iets gehoor nie. Niemand het 'n ander God gesien wat hierdie dinge doen vir die mense wat in hom glo nie. U help graag die mense wat doen wat reg is en wat bly is daaroor. Die mense wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. Maar u het kwaad geword toe ons sonde gedoen het. Sal u ons weer red? Ons almal het soos onrein mense geword. Alles wat ons reg probeer doen is nog steeds soos vuil klere. Ons almal is soos blare wat droog is en verlep het, en ons sonde is soos 'n wind wat ons wegwaai. Niemand het u aanbid nie. Niemand het probeer om vas te hou aan u nie. Daarom het u weggekyk van ons. U het ons laat wegsmelt omdat ons sonde gedoen het. Maar Here, u is ons Vader. Ons is die klei en u is die pottebakke. U het ons almal gemaak, Here. Here, u moenie aanhou om vir ons kwaad te wees nie. U moenie altyd aan ons sondes dink nie. Kyk asseblief na ons. Onthou, ons almal is u mense. U gewyde stede het 'n woestyn geword. Sion het 'n woestyn geword en daar is nie mense in Jerusalem nie. Ons gewyde pragtige tempel het verbrand. Die tempel wat ons voorvaders u geprys het. Al ons mooi huise het hope klippe geword. Here, u sien hierdie dinge. Wil u niks doen om ons te help nie? Wil u altyd net stil bly en ons laat swaar kry? Dit is tot sover wil ek vir jou lees. Ek het so 'n paar versies donker gemaak wat ek wil hê ons moet weer na kyk en wat ons gaan weer hoor in die prediking. U moet die hemel oopskeer en afkom sodat die berge voor u bewe. U het afgekom en die berge het gebewe. Ons is die klei en u is die pottebakke. Tot sover wil ek vanoggend vir jou lees. Mag God vir ons die kosbare voorreg gee om vanoggend vrede in ons harte te hê. En mag God deur die werk van sy Gees vir elkeen van ons so laat hoor en laat luister, sodat ons weet, dit is hy wat met ons praat. En dit is hy wat vir ons vandag hierdie woord in ons lewens bring. Dit is voordat ek aangaan met die prediking, wil ek graag saam met jou bid. Kom dit sit. Here, as ons vanoggend in aanbidding voor u buig, dan is dit dan 'n einde van 'n jaar wat verby is, 'n jaar wat soos al die ander jare maar sy eie uitdagings en beproewings in elkeen van ons se lewens gehad het.
Ja Here, 'n jaar wat ons mee klaar maak en waar party van ons, sekerlik baie van ons al iewerster in hierdie tyd gevoel het soos wat ons vanoggend hier by die volk lees. Hulle roep na U. Hulle smag na U. Maar Here, hulle vra nie net vir sommer uitkoms nie. Hulle vra vir U teenwoordigheid in hulle lewens. Hulle vra dat U in hulle lewens sal inkom en dat die berge sal bewe en die wêreld sal weet dat U God is en dat U almagtig is. U het na hulle geluister, Here, want ons vier Kersfees. Ons vier U wat aarde toe gekom het en mens geword het. Ja, 'n aarde het gebewe vir U teenwoordigheid. En U het liefde en vrede en genade vir ons gebring. Hy het vir ons 'n uitkoms gebring, 'n ewige uitkoms. Ja, Jesus Christus sterf aan 'n kruis en hy roep uit dat dit volbring is. Dat elkeen van ons se name opgeskryf is in die boek van die lewe. En dat elkeen van ons, omdat hy geleef het en omdat U leef, 'n ewigheid het van liefde en vrede en genade. Here, dat ons vanoggend daardie dinge van ons lewens wat ons so laat voel, bymekaar maak. Dat ons dit na U toe bring. En dat ons vir U vra, kom Here, wees teenwoordig, help ons Here, dat die aarde bewe, dat ons U teenwoordigheid ervaar, en dat ons weet, ook in U lewe, en ook in ons lewens is U God. Seën ons asseblief nou met U woord, maak ons ore oop en ons harte stil, want ons wil vir U luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons Jesaja teks lees, voordat dit Kersfees word, dan weet ek en jy dat ons 'n Ou Testament teks lees, voordat hierdie volk van God die koms van Jesus Christus gevra of gesien het. Wat hulle vir God gaan vra, is dat God moet uitkoms bring. Hulle sit in ballingskap en hulle is ver weg van hulle huise en hulle goed en hulle harte is seer en bekommerd en vol twyfel. Ja, hulle omstandighede is glad nie wat hulle graag wil hê. En dan vra hulle vir God, gee vir ons uitkoms. Die uitkoms wat hulle in gedagte het, is dat God net vir hulle sal terugstuur Jerusalem toe en dat die tempel weer kan herbou word en dat hulle net weer kan lewe en kan doen soos wat hulle wil. Dis die uitkoms wat hulle mense oë in gedagte het. Maar God het 'n ander plan. God se plan se naam is Jesus Christus en God se plan is nie net vir sy volk Israel nie. Vir God se plan is 'n plan vir elke knie wat gaan buig en elke tong wat gaan bely dat hy God is. Maar vir die volk in hulle omstandighede is dit moeilik. En dan roep hulle tot God. Maar hulle vra nie net vir 'n ingrype of 'n klein ietsie. Hulle vra vir hierdie almagtige God om sy gesig in hulle lewens en in hulle plek waar hulle bly te wys. Hulle vra dat God so sal teenwoordig wees dat die aarde sal bewe. Ek dink
Ek dink ek en jy kom op partykeer op plekke waar ons wonder, paar keer in hierdie teks vra hulle, het U van ons vergeet, Here? Sorg U nog vir ons? Is U nog teenwoordig? Is U nog ons God? Kan ons eintlik nog op U reken? En dan vra ons vir klein goedjies. Ons wil miskien hê, dit moet weggaan, of hierdie moet beter gaan. Maar vanoggend gaan ek saam met jou die pad stap. En saam met jou vra, laat die aarde bewe, Here. Laat my lewe so vol van U word, dat ander dit net kan sien. Bring uitkoms, Here, sodat ons saam met mekaar kan hande vat en kan getuig en kan bely dat U God is en dat U sorg. As ons na hierdie teks kyk, dan is daar 3 dinge in die teks wat die profeet Jesaja saam met sy volk vra. In die eerste plek vra hulle oor die teenwoordigheid van God. Hulle vra soos wat ek net gesê het, of God nog regtig lief is vir hulle. En dan sê hulle weet hulle het 'n klomp foute gemaak, en onthou ek het gesê, dis 'n Ou Testament teks, want in die Ou Testament het ons nog met God se straf gewerk. Dan sê hulle, as ons dan hierdie foute gemaak het, en U moet na ons toe kom, dan weet ons moet gestraf word, en dit is reg, maar doen met ons soos die pottebakker met klei. En dan die derde saak, versoek. Laat die berge bewe. Laat die wêreld weet dat U God is. Ek het vir jou gesê, dit gaan swaar met hierdie volk, as hulle daar in ballingskap sit. Alles wat hulle hoop, alles waarvoor hulle vra, gebeur nie. Vanoggend wil ek hê, jy moet so bietjie jou eie hoop, jou eie vra wat jy saam met God die pad stap, daardie dinge wat jy so oor hoop en so oor vra, dat jy naderhand nie meer weet nie. Ja, dis daardie dinge wat ek wil hê, jy moet vanoggend so bietjie daar uit die trommels van jou hart uit gaan haal. Jy weet, daardie dinge wat ek en jy wonder oor, en eintlik soos die volk op 'n punt kom om te vra, maar weet U nog van my, Here? Is U nog lief vir my? Is U nog teenwoordig? Want so baie keer dan bely ons hierdie teenwoordigheid, en so baie keer praat ons God se teenwoordigheid, en so baie keer sê ons dat God in en by ons is. Maar ek praat van daardie goed wat jy oor wonder. Hulle wonder of God nog oor hulle bekommerd is. Hulle wonder of God nog vir hulle jammer is. Hierdie jaar is verby, geliefde. En ek is seker daarvan, as ek julle gesigte so kyk, dan ken ek julle harte. En ek is seker daarvan dat daar 'n klomp goed in hierdie jaar was wat ons so laat voel het. En ek is ook seker daarvan, soos wat die lewe maar is, as ons die nuwe jaar kom vier, gaan daar in van ons lewe presies dieselfde goed en van ons lewe 'n klomp ander goeders wees wat ons gaan beproef en gaan seermaak. Wat ons hierdie vraag gaan laat vra. Wat? So baie keer as God se plan anderste is as my plan, dan is dit vir my sleg. So baie keer as God se pad deur die woestyn is, dan sien ek sommer met my mense oë 'n pad wat baie vinniger is en baie makliker is, en dan wonder ons en dan vra ons, maar
Maar hoekom? En ek en jy beleef dit, en Clara gaan ons saam met kom preek. Ek en jy beleef dit. Ek en jy voel dit. Ek met my lewe, jy met jou lewe, en dan wonder ons, hoekom? Dan wonder ons, sien God nog? Die volk, met hulle seer en met hulle swaar, draai in hulle nood na die enigste bron van hoop. Ja, hulle draai na God, want daar is nie meer 'n ander pad nie. Daar is nie meer iets anderster wat vir hulle kan red nie. En nou is ek weer terug by my en jou lewe, waar ons al baie keer op sulke plekke in ons lewens was, waar ons weet, dit is net God. Nou weet ek nie meer nie. Nou weet ek nie meer hoe nie, nou weet ek nie eers meer wat om te besluit en wat om te doen nie. Wie gaan help? Wie gaan doen? Wie gaan vir my die krag gee? En dan bid hulle. Dan gaan hulle in hulle lewens in en hulle gaan onthou. Hulle gaan onthou van daardie kere wat God opgetree het. Hulle onthou van daardie kere wat God met sy teenwoordigheid die aarde se berge laat bewe het. Hulle onthou van Moses wat die wet by God gaan haal het, daar op die berg Sinaï, toe hy in God se teenwoordigheid kom, het dit donker geword en die hele wêreld het gebewe, sê die Bybel. Hulle onthou die beloofde land wat God vir sy volk beloof het, en toe hierdie volk in daardie land ingaan, dat die hele wêreld gebewe het. Hulle onthou dat as God teenwoordig is, dat daar niks is wat nie bewus is van sy teenwoordigheid. Dat daar niks is wat kan teenstand bied teen sy teenwoordigheid nie. Ek wonder in ons lewens, as God teenwoordig is by jou geliefde, as God in jou lewe is, geliefde, bewe die aarde nog? Is ek en jy nog so bewus van hierdie God se teenwoordigheid, dat ander dit in ons lewens kan sien? Want hulle smag. Hulle smag na hierdie God by hulle. Hulle smag na hierdie God se krag en se mag in hulle lewens. Want hulle wil hulle verwagting en hulle hoop instel. Hulle wil hulle saak met hom regmaak. Soos klei in 'n pottebakker se hande. So wil hulle in God se hand wees. God is die pottebakker en hulle is die klei. Ek wonder vanoggend, as ons hierdie beeld van pottebakker en klei met mekaar 'n bietjie deurdink. Absoluut gaan dit oor die invloed wat hierdie pottebakker op hierdie klei het. Ja, dit is sy hande wat hierdie klei vorm. Dis sy hande wat bepaal wat hierdie klei gaan word of nie gaan word nie. Dis sy hande wat bepaal as hierdie klei nie word wat hy dink dit moet wees nie, of hy gaan weggooi en gaan oormaak. Hulle vra,
vorm ons met U hande. Hulle vra, maak ons lewens weer oor. Ek en jy, soos klei in God se hande. Miskien het 2024 en 'n klomp dinge wat ons beleef het, ook 'n invloed gehad op hierdie kunswerk, hierdie stuk klei. Miskien het 2024 en my en jou belewennisse 'n klomp kere hierdie 'n pot so bietjie skeef laat gaan en 'n klomp kere sommer hierdie pot van die wiel af laat val, omdat dit die lewe is. En dan vra ons vanoggend, maak asseblief weer reg, Here. Maak asseblief weer mooi. En as God ons vat, en hy begin ons vorm, dan vra ons, soos die volk, laat die berge bewe. Vanoggend kom vra ons nie sommer net vir dingetjies wat ons dink ons nodig het, of vir dingetjies wat ons dink vir ons goed sal wees nie. Ek en jy vra vanoggend saam met die volk vir God se teenwoordigheid. Dit is wat Kersfees is. God stuur sy seun na 'n wêreld toe. Hierdie wêreld wil hom nie hê nie. Hy pas nie in die sisteme van wette en tradisies nie, want hy wil liefde en vrede en genade wys. Ja, hy kom in 'n wêreld in wat wil uitsluit en hy kan nie uitsluit nie. Hy sluit almal in. Hy kom in 'n wêreld in wat nie liefde ken nie. En hy is liefde. En dan skud hy hierdie wêreld. Dat hierdie hele wêreld bewe van sy teenwoordigheid. En hierdie wêreld hou aan om teenstand en weerstand te bied en dit eindig aan 'n kruis op Golgotha. Maar nog steeds is dit nie die einde nie. Want na daardie kruis is dit anders. Na daardie kruis het hy oorwin. Na daardie kruis kan ek en jy vir ewig en altyd in vrede leef. Dit is hoe die berge laat bewe met Kersfees. Dit is wat God vanoggend vir my en vir jou in hierdie Kerstyd wil doen. God wil vir jou vrede gee, geliefde. God wil daardie pot wat sy stukke so bietjie uit mekaar geval het, weer by mekaar maak. God wil jou mens wees en jou berge in jou lewe laat bewe met sy teenwoordigheid. Want hy is God. Hy is God teenwoordig. Hy is God in en by jou. Vanoggend bid ek en jy dit ook. Kom Here. Kom maak weer reg, Here. Ons wonder nie na Kersfees of God ons liefhet nie. Hy laat ons vir God vra. Wees in ons en maak ons anders. Maak ons so anders dat ander sal sien. Maak ons so anders dat ander moet kyk. En wat moet hulle sien? Hulle moet God sien, geliefdes.
Hulle wil die manier sien wat ek en jy God lief. Ja, Here, kom tog, Here. Want U is God. U is die pottebakker. En ek en jy, ons is nie klein. Mag God jou geliefde, hierdie paar dae voor Kersfees, mag hy jou verras met sy geluk. Mag hy jou verras met sy godheid. Mag hy jou en jou lewe verras met sy genade, met sy vrede en met sy liefde. Want dit is wat God is. Hy is nie net nie. Hy laat werke bewe. Ja, en jou God, hy is groot. Ek hoop dat jy vandag daarin kan vrede kry. Mag God dit daarmee sien. Amen. Kom maar ons saam. Here ons God, dankie vir die kosbare ervaring van U liefde en U vrede en U genade. Dankie Here dat ons by U kan kom skuiling soek met ons eie lewens. Maar dankie dat ons ook weet dat U nie net sommer is nie, maar dat U groot is, almagtig is. Sê nou vir ons met 'n Kerstyd, Here, waar U teenwoordigheid die berge sal laat bewe, waar U teenwoordigheid deur die wêreld sal laat weet, dat U God is, van nou af tot in alle ewigheid. In U naam met ons dit. Amen. Liefdes, ons sluit vanoggend se erediens af met lied 488. Sing al 15 versies, dis lekker kort versies. Ons sing dit tot eer van die Here en dan groet ek jou met God se seën. Amen.
Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sit.